Alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan? Nou kom hulle by die tempel aan. Nou vra hierdie mense van buite af. Agter die toedeure staan die priesters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Daai skare, kan jy julle dink, honderde mense wat dit uitroep. En dan antwoord 'n priester van binne af, die een wie se hande rein van hart, wie se hande rein is en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob, en dan kry ons hierdie woord Sela. Sela. Nou is daar eers 'n tyd van stilte, en die mense dink oor hierdie wonderlike geleentheid om God te kom ontmoet. Het gaan nie sommer net vinnig verby nie. Nie haastig en gejaag nie. En dan maak die priesters die deure oop. En een kom uit en hy sê, verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. En hierdie skare vra, wie is hierdie magtige koning? En die priester antwoord, die Here is sterk en gewelddadig, die Here oorwinnaar in elke stryd. En dan sê die skare, terwyl hulle ingaan na die tempel, verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here die Almagtige. Hy is die magtige koning, Sela. En dan gaan hulle met stilte in. Dit is 'n wonderlike voorreg om hierdie magtige koning en die poorte wat oop is in jou lewe en in jou hart oop te verwelkom deur hom wat vir my en jou al sy liefde en genade gee. Wees welkom, eeue oue deure, die magtige koning wil ingaan. In die lig van hierdie woord Sela, wat ook die tema is vir oggend, kom ek gee 'n bietjie geleentheid vir elkeen van julle om so 'n bietjie net in stilte ook 'n bietjie na te dink. Wie is hierdie magtige koning wat wil ingaan? Here, terwyl ons so in stilte dink, daag U oral op. Elke oggend as die son opkom. Iewers in 'n steegie was daar iemand wat gesê het, prys die Here, toe ek 'n geldjie in die hand gedruk het. Daar was dalk iets op die radio, iets op my selfoon. Daar was self iets gister by 'n woelige besige bazaar. Ons loop U partykeer heeltemal mis, omdat ons so haastig is, ons gedagtes so oorvol. En daarom sê ek dankie dat ons nou ook hierdie tyd het vanoggend, na 'n verskriklike besige naweek, kan ons nou ook Sela. En dankie dat U nie net inbars in ons lewens nie, maar kom klop en U woord op 'n wonderlike manier kom aanbied. 'n Padwyser, 'n rigtingwyser, 'n vermaaner. Pas op vir die skerp draaie, pas op vir die spoedgrens. En nou maak ons oop en ons nooi in die magtige koning om ook in my poorte deur te kom. En ons spreek 'n seën uit oor U woord, die woord Sela. En ons vra dat U in die Gees meer kom doen as 'n mens se stem en 'n mens se ore. Amen. Die eerste psalm waar die woord Sela voorkom,
lees ek die volgende vir die koorleier met snaarspel, 'n psalm van Dawid. Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. Die Here hoor as ons na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby Sela. Die tweede psalm wat ek wil voorlees vanoggend, het nou nog 'n Hebreëse woordjie by hierdie Sela. En Dawid het dit geskryf toe sy seun Absalom dood is. Ons weet Absalom het teen sy eie pa in koningshuis in opstand gekom, en dan word hy deur Dawid sy pa se soldate doodgemaak in daai opstand. Maar ek dink wat 'n verskriklike nagmerrie is dit vir die koningshuis. En nou kry ons hierdie Hebreëse woord Higayon. Julle hoef nou nie daaroor toets te skryf nie. Maar dit is lekker Hebreëus, hè? As jy die Joodse taal, jy hoor hom, Higayon, is tipies Joods, né? En ook hierdie dood van Dawid se seun het 'n lied geword. Hy dra dit op vir die koorleier op die wysie van by die dood van die seun, 'n psalm van Dawid. Nou ek dink moet hierdie ou se hart voel. En hy skryf: Wees my genadig, Here, aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het. Maar dit is U wat my terugruk uit die poorte van die dood. Ek het nie gebly by hierdie ellende en hierdie tragedie nie, sodat ek van al U roemryke dade kan vertel. In die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkoms wat U gegee het. Higayon Sela. Wat beteken hierdie Higayon Sela? En dit is waaroor vanoggend se boodskap gaan. Nou het ons al agtergekom, Sela het iets te doen met stilte, maar Higayon Sela was 'n boodskap vir die koorleiers, die sangers en die instrumentaliste. Daai ons was geweldig. Was omtrent 30,000 musikante in die tempel gewees in die tyd van Dawid en Salomo. 30,000. Hulle was die leviete. Almal gekom met die musikale ouens. Nou, by Higayon Sela het hulle geweet, stilte, ons gaan nou nie verder sing nie, maar daar gaan 'n instrument speel soos 'n cello, wat resoneer met die mens. In hierdie tyd van nadenke is daar ook musiek agtergrond. En daar's net een enkele psalm waar die woord Higayon Sela voorkom. En dit het ons baie gehelp om hierdie woord te verstaan. So, nou, hierdie woorde is aangrypend en julle wonder seker waarheen is ek op pad daarmee. En die tema vir vanoggend is hy Sela. Die eerste keer wat ek met die woord te doen gekry het, is ek het by my ma gaan kla ons kinder oor my sussie, sy was bietjie ouer as ek, maar sy het my geterg, sy het my goed afgerokkel, sy het dit gevat, en ek het by my ma gaan kerm, so 'n boekrol, en ek was goed ontsteld geweest, en toe klaar is, toe sê sy Sela. Ek het nie geweet wat dit beteken nie, maar ek was nie baie beïndruk daarmee nie. My gelyk of my ma nie eintlik vir my wou luister nie. Sela, dis seker die mees misterieuse woord in die Bybel, met 'n algemene verklaring. Ons weet nie eintlik wat dit beteken nie. Maar oor die eeue heen in die kerk het daar verskillende tradisies ontstaan. En die een waarvan ek nou die meeste hou, ek hou die meeste van hierdie ene, en ons kan dit hier aflei, veral by Higayon Sela, is in die sing, in die besig wees, die skare wat gejuig het in die strate en opgekom het na die tempel toe, moes daar oomblikke wees van stilte. Dit het letterlik vir die musikante gesê, sit jou instrumente neer, want ons kort stilte. En ons moet bepeins en dink, wat het ons gesing, en wat het die Here vir ons gesê deur hierdie psalmskrywers se gebede, want dit is wat dit is.
Onthou Calvin het gesê, wanneer ons sing, dan bid ons eintlik 2 keer. Dis gebede hierdie. En so baie keer julle in ons besige, haastige breine, kan ons net hierdie sing en die sang agter die rug kry. En daai woorde sink nie in nie, want daar is nie 'n Sela tyd nie. 'n Tyd van stilte, of 'n Higajon Sela, 'n tyd van stilte, selfs met musiek. Ek het so 'n paar aanhalings gebring, want die teenoorgestelde van Sela is ons haastige wêreld. Ons vol praktyke. Ons vol programme. Hoe het iemand gesê, dit is nie eintlik haastigheid wat die probleem is nie. Die probleem is dat ons met te veel goed besig is. Dis 'n tipiese ding van die westerse wêreld. Ek het baie gaan soek en ek het met die kragtigste aanhalings na vore gekom. En nou wil ek na elkeen van hulle sê, Sela, gaan luister weer na hierdie boodskap. Hy word opgeneem. Gaan lees hierdie goed weer, want ons kort Sela in ons lewens. Dit sluit my in, ek wat hier voor staan. En ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek dink dit kom uit my opvoeding uit, want elke keer as ek wou gaan sit en luister het, hoe groot mense praat, en my ma gesê, nou hou jou besig. Wonderlike opvoeding. So ek het maar geleer om besig te wees. En selfs al gaan ek op vakansie, moet ek besig wees. Naweke gaan by my verby. Besig wees. So julle, hierdie boodskap van vandag het so diep aan my siel kom vat. En ek dank U vir die psalmskrywers se woorde. Sela en Higajon Sela, sit die instrumente neer en gee jouself stilte, sodat jy kan luister, sodat jy kan dink, sodat die magtige koning kan inkom, daar by jou. Kom ons kyk na die eerste aanhaling, wat ek gebring het. En daar kom Sela. En nou moet 'n ou eintlik hierdie lied weer 'n keer. En weer 'n keer. En weer 'n keer. En uit die nood my red. Mag hulp uit Sion vir my kom. En dan die laaste gedeelte, die God van Jakob, eer sy naam. Mag hy vir jou en my nooit beskaam. Sela. Kom ons dink daaroor. Kom ons dink aan gister. En 'n hele paar van ons was om een of ander rede effens bekommerd oor hierdie bazaar. Die Here het voorsien en hy het ons nie beskaam nie. Is dit nie wonderlik nie? Maar ons het Sela nodig, dat God se woord, honderde woorde, psalms, lirieke, dieper insink, as wat dit net haastig oor 'n oorvol brein verby hardloop. Sela. Hier is my aanhalings. Nou, Dallas Willard is, jy kan nie vandag 'n teoloog wees sonder Dallas Willard in jou lewe. Hy sal 'n paar jaar terug oorlede, van Amerika, baie ons besoek. En die wonderlikste goed, as jy ooit 'n bietjie iets wil gaan kyk wat jou diep gaan tref, kyk na sy video insetsels veral rondom die saligsprekinge. En hy het gesê die grootste vandaal, die grootste vandalis van die siel is spoed, haas, besig wees. Die grootste vandalis van die siel is haastig wees. Sela. En ons dink bietjie dan.
tweede ou, H van Switserland, beroemde sielkundige Carl Jung. Hy het gesê, haas, spoed, haastigheid is nie van die duiwel nie, dit is die duiwel. Sela. Dink daaroor na. Die ander beroemde skrywer uit die Tweede Wêreldoorlog, Corrie ten Boom, het van haar boeke gelees. Gebeure, dagstukkies, Corrie ten Boom. If the devil cannot make us bad, he will make us busy. Sela, diep, tref my. En toe ontdek ek, hierdie skrywer, John Mark Comer, met sy boek, miljoene kopieë verkoop. Wys jy net hoe honger ons na iemand wat vir ons gaan rigting gee en gaan help, maar ons het, dis net byprodukte. Hier in die psalms hoor ons al, ons moet net so bietjie tot stilstand kom. The ruthless elimination of, daar het 'n drukfout gekom, 'n lelike drukfout. The ruthless elimination of hurry, nie 5 nie, ekskuus. The ruthless elimination of hurry het hy geskryf. Julle moet gaan kyk na hierdie boek en selfs sy praatjies wat hy aanbied hieroor. En dan skryf hy daar in die middel, skryf hy die volgende. Hy sê, I want people to deeply slow their lives down for union with God and one another. En nou wil ek 'n bietjie praat oor haas, oor spoed, soos ek dit in sy boek passievol skryf hy daaroor, en as 'n predikant van die in Noord-Amerika, ek dink hy kom van Kanada af, het hy 'n paar goed gesê oor spoed en haastig wees en besig wees wat van my voete afgeslaan het. Die eerste ding wat hy in sy boek sê is die grootste siekte van die westerse wêreld is nie besig te wees nie, maar om met te veel goed mee besig te wees. Dit het my getref. Dan sê hy verder, ons moet altyd onthou wat is die neeweffekte daarvan, en die neeweffekte vir God se koninkryk en vir die kerk is dat God word op die agterste brander geskuif deur haastige mense. En dit maak die deure oop om godloos en kerkloos te raak. En al wat nou nog verder moet gebeur op hierdie looswoorde is hooploos en sinneloos agtergelaat te word. Sela. Hy skryf in sy boek, daar is navorsing gedoen dat spoed en gejaagdheid verhoog by mense geïrriteerdheid. Want in hierdie spoed waarmee jy besig is daar nou goed wat oor jou pad kom. Mense wat vir jou aandag vra, wat van jou tyd vra wat jy nie het nie, so jy is al onnodig geïrriteerd. Kan julle daarmee assosieer? Nie net geïrriteerdheid verhoog nie, onrustigheid verhoog. En saam met dit verslaafdheid. Ons raak verslaaf aan die adrenalien van so besig wees. En in hierdie proses, skryf Comer, raak ons emosioneel afgestomp. Ons verloor ook empatie en omgee. Ons verloor rus en refleksie. Sela, sit neer jou instrumente en reflekteer. Dink 'n bietjie oor elke sin, elke woord wat uit God uitkom na jou toe. Ons verloor rus en ons verloor refleksie. Hy skryf ons het selfs nie meer tyd vir gesondheid nie. Mense in 'n oorvol dag boeke weet, hulle moet 'n draai gaan maak by die dokter, is nie tyd nie. Ook nie vir pyn nie, dit lyk vir my besige mense se pyndruppels raak ook al hoe
hoor. En dan in hierdie boek is daar 'n hoofstukke wat gewy word aan navorsing. En ek wil 'n paar belangrike goed hier uitlig vanoggend. Haastigheid en spoed maak dat ons medemenslikheid, ons eie menslikheid, jou menslikheid verloor, maar ook daarmee saam jou medemenslikheid. Haas en spoed laat ons die koninkryk van God se roeping nie meer hoor nie. Ons ignoreer dit. Met ander woorde, haas en spoed is 'n risiko vir jouself en vir ander se lewens. In die wêreld elke jaar verloor bykans 1 miljoen mense hulle lewens op hierdie paaie as gevolg van spoed. Haas. En nog 'n amper miljoen verloor hulle lewens as gevolg van die neeweffekte van stres. Ons verloor ons liefde. Dink aan 1 Korintiërs 13. Wat is die liefde? Die liefde is geduldig. Maar in spoed en haas verloor ons die nodige geduld om eg lief te kan hê. Ons geestelike lewe loop gevaar om verlore te gaan in die lewe van te veel teen te min. Te veel teen te min. Ons besig wees is ook die groot oorsaak van die dood van stilte tyd, die dood van gebed. Sela. Dink bietjie daaroor. Dis ook die dood van luister. Gejaagde mense het nie tyd om te luister nie. En as jy nie kan luister nie, dan gaan mense selfs die naaste aan jou nie meer by jou kan veilig voel nie. Dit het my baie diep getref. Die boek van Comer, Mark Comer. The Ruthless Elimination of Hurry. En weet jy wat hy daarin sê, is dat ons moet dapper genoeg wees om gejaagdheid uit ons lewens uit te kry. Dit gaan die roeping van die kerk wees, dit gaan die roeping van ons as leiers wees, om hierdie haastigheid met wortel en tak, ons gaan hom nie uitroei nie, maar ons gaan vir hom moed begin minder maak. Dit is 'n bitter slegte, gevaarlike gewoonte. Ek dink byvoorbeeld aan 'n aanhaling van Plato, toe hulle die sonhorlosie, die eerste sonhorlosie neergesit het, wat jou dag in sulke stukkies opgebreek het die filosoof Plato gesê, julle het 'n einde gemaak aan 'n heerlike lewe. Daar was 'n tyd gewees wat die son opgekom het en die son ondergegaan het, en dit was 'n natuurlike tyd wat God vir ons gegee het. En die Egiptenare wat die son aanbid het, was die eerstes wat met hierdie indeling gekom het van die skaduwee van die son, van die skaduwee van die son. Son. Dit kom van die songod af. Nou julle, ek weet nie meer, wat gaan ek doen sonder tyd nie? Wat gaan ons doen sonder tyd nie? Maar ek het al gesien, daar is mense wat breinsiektes gekry het, wat nie meer baie bewus is wat om hulle aangaan nie. En ek het gelees daaroor, dat die lewe word vir hulle salig, al is dit vir my en jou hoe ontstellend, maar hulle is nie meer gepla oor hierdie goed nie. Hierdie geweldige indeling van tyd en haastig wees, maar dis nie die probleem wat Comer sê nie. Die probleem is, hoekom is ek en jy met te veel goed besig? En net soos wat ons besnoei op ons begrotings, moet ons bietjie begin besnoei met rommel. Vir te veel goed wat ek voor gesê het, ensovoorts. Hoekom is my en jou lewe so vol? En ook jou gedagtes so vol.
En dit bring my nou, laat ek 'n bietjie meer kan praat oor hierdie Sela. Hierdie Sela van 'n boodskap aan die kore binne in die tempel, sit neer julle instrumente en laat daar stilte kom. Hier is my boodskap vir myself en vir julle. Kom ons Sela neer. Sit neer jou instrumente. Sit neer jou selfoon. Die selfoon gaan hom nie self afsit nie. Jy kan. Jy het die beheer daaroor om daai knoppie af te sit en sê, vir die volgende uur of wat, is daar Sela in my lewe. Sit af die televisie, sit af die geraas. In die begin is dit verskriklik moeilik. Ons mense weet nie meer wat stilte is nie. En selfs as ons gaan slaap ons nie met 'n stil, gemaklike brein nie. Hy hardloop. As ek in die nag wakker word, dan probeer ek aan goed dink om vinnig weer aan die slaap te raak. Dit is iets verskrikliks. Daar was 'n film gewees, Runaway Train, jy weet, hierdie is die runaway brein van ons. Hy is so gewoond aan hoë spoed, dit gaan net so, en alles wat nog moet gebeur, en alles wat nog gedoen moet word. En al die vrese, nou kom die vrese ook nog by, jy weet, alles wat nog hierdie week gaan gebeur. Sela, sit neer jou instrumente. Die groot God wat hemel en aarde geskape het op die 7de dag sy instrumente van skepping neergesit en gerus. Hy het gesela. En dit speel af teen Israel se bure en hulle afgode wat hulle aanbid het. Daar was nie so iets soos 'n rustende God nie. Gaan lees op oor daai antieke afgode. Die goed was ongelooflik onrustig. Meeste van die kere, gaan kyk na al die Griekse mitologieë. Hulle het geveg en oorlog gemaak. Hulle het te kere gegaan. Daar was nie so iets soos rus nie. Maar hier kom God, nadat hy hierdie wonderlike hemel en aarde gemaak het, 'n dag van Sela, 'n hele 24 uur van Sela, om die skoenlappers te geniet, die apies aan die takke, die blomme, die sonsopkoms, die vars suurstof, een professor by Stellenbosch het geskryf oor die kunskap van God, dat God is soos 'n kind, wat nie kan ophou om hande te klap, oor hierdie mooi skepping, oor my en jou, in sy tyd van Sela en refleksie. Ek het 'n boekie gelees 'n paar jaar terug van Eddie Askew, Slower Than Butterflies. En in hierdie boekie sê hy, skoenlappers is die mooiste goed wat daar kan wees, maar jy kan dit nie waardeer as hulle so vinnig vlieg nie. Vra my, ek hou van skoenlappers. En ek het al by die 200 spesies afgeneem. Dis verskriklik moeilik. Maar as 'n skoenlapper uiteindelik gaan sit en hy Sela, dan kan ons hom waardeer. En vriende, ons is God se skoenlappers. Maar as ons so haastig is, niemand gaan sien, wat is regtig jou potensiaal? Wat het God in jou belê wat jy kan na vore bring, die kleur en die geur? Kom ons vat dit slower than butterflies. En ek sluit af met 'n paar riglyne oor hoe om dit te doen. En nou moet ek hê julle moet baie mooi luister. In hierdie boek van Mark Comer vertel hy van 'n Japaneese teoloog, en onthou, die Ooste en Japan het waarskynlik al meer Christene as wat hier by ons is. Is die eerste keer wat ek van 'n Japaneese teoloog gehoor het, maar hy het 'n boek geskryf, The 3 Mile per Hour God.
En in hierdie boek sê hy, ons moet onthou dat God die tempo waarteen hy geskep het, die tempo waarteen hy gewag het en Israel kans gegee het voordat hy Jesus laat kom het as ons verlosser. Hy's 'n 3 mile per hour God. Sy liefde is lankmoedig en geduldig. Omdat God stadig is, moet ons pas op dat ons nie vir God weghardloop. God is wel bitter vinnig binne in ons siele in. En die oomblik wanneer jy tot stilstand kom en gaan begin sela, gaan God met spoed sy siel met jou siel so stemvirke in musiek laat resoneer met mekaar. Makoumer skryf, ons moet weer dink aan die doel van Sondag. In die skepping van God en die 6 dae van besig wees, is daar die 24 uur van rustig raak, van stilte kry, van reflekteer, van sela. Sit neer jou instrumente en sela. In hierdie tyd van sela gaan jy ontvang en gaan jy beleef en gaan jy gee. Na dese begeer ek as geestelike leier, teoloog, leraar van hierdie gemeente, enkel leraar van 'n groot gemeente, begeer ek sela tyd. 'n ongejaagde liefde, 'n ongejaagde week, 'n ongejaagde karnaval, 'n ongejaagde kerk. En wil ek tong in die kies afsluit. Dit is haas tyd. Né? Dis nou tyd, dis haas tyd om gejaagdheid dapper te minimaliseer en te strewe na gesonde en meer gebalanseerde lewe. Ons moet ook kyk na ons oorvol besittings. Ons moet ook kyk na ons oorvol gewoontes. Ons moet ook kyk na ons oorvol programme. Meer tyd vir sela. En vir almal wat ook nou so hard gewerk het aan die karnaval en aan ander goed, die uitnodiging. Het is nou tyd om 'n bietjie te sela. Sit neer die instrumente en kom nou ook 'n bietjie tot rus. Toe ek in die weermag was van my vriende in die spoorsny bataljon gewees, waar hulle die boesmans gebruik het. En dan het daai boesmans die terroriste se spore gekry en hulle moes hardloop voor hierdie militêre voertuie. En as hulle weer gaan kyk, het die boesman net gaan sit. Hy het net gaan sit. En jy kan hom nie beweeg nie. Hy sit nou. Hy het behoorlik gaan sela. En hulle het vir een van hulle gevra, nou wat nou? Toe sê hy, nee, sy lyf het vir sy siel weggehardloop. En hy gaan nou sit, totdat die twee mekaar weer ontmoet het. Dis dit nie oulik. En ek het by Justice Chungu destyds by Radio Kansel, daai beroemde, bekende Justice Chungu, het hy vir my gesê, ons swart mense het 'n spreekwoord. Jy moet soos 'n skilpad wees. Toe vra ek vir hom hoekom? Toe sê hy, want daai skilpad het ons geleer, hoe stadiger jy beweeg, hoe meer sal jy hê om te eet. Is dit nie mooi nie? Ons God is lankmoedig en hy het 'n stadiger pas as ons westerlinge. Maak weer vir jou sela tyd in jou lewe. Laat jou siel en God se ryk, strelend, versorgend kan resoneer. Amen.
Kom ons geniet weer so 'n oomblik van Selah saam in stil gebed. Here, oor die eeue heen word die verhaal in die Bybel uitgebeeld asof jy die wysheid reeds in die ver voorsienigheid opgetel het, dat ons so verskriklike haastige en besige mense gaan wees. En daarom is in die skepingsritme 'n 7de dag ingebou. Daar is in die Psalms 71 verwysings na Selah, 3 in die boek van Habakuk. Later het 'n ou kerkvader gekom met die naam van Augustinus met hierdie pragtige woorde: my hart was rusteloos totdat dit rus gevind het in U. Daar's nie iets anders wat ons hierdie diep wonderlike ervaring saam met ons Here gaan gee, soos 'n stilte tyd, 'n tot stilstand tyd, 'n tyd van bepeinsing en refleksie. Ons kan ook terugdink nou aan die jaar tot nou toe. Dankie vir almal wat nog met ons is. In ons refleksie sê ons dankie dat ons hier is. In ons refleksie sê ons dankie vir die wat siek was en weer met ons is. Dankie vir hoop. Dankie vir die hoop in die kerk. Dankie vir elke mens se talent en gawe. Dankie vir ouers, dankie vir kinders. In my tyd van Selah, saam met hierdie gemeente, word die boekrol net al hoe langer, soos wat ek reflekteer, tyd het om te reflekteer. En in my Selah tyd bring ek soos die psalmskrywer ook my skuld, my belydenis. Jammer Here dat ek so hardloop. Jammer dat ek so 'n spoedtrein is sonder remme. Jammer dat ek nie meer weet hoe om af te skakel en stilte te hê nie. En nou hoor ons volgens sit die instrumente neer, Here, en ons gaan dit doen. Ons gaan hierdie padkaart vat, ons gaan hierdie roete vat, die roete van Selah. Want dis gevaarlik, ek verloor menslikheid, ek verloor medemenslikheid, ek skuif die kerk en die Here op die agterste brander, omdat ek so besig is. Kom ons leer ons kinders, dat dit nie oor vol programme en ongelooflike prestasies is, wat hierdie wêreld gaan verander en God se koninkryk en jou lewe gaan ryk maak nie. Al hierdie skrywers, Dallas Willard, Corrie ten Boom en ander, Mark Comer, dankie vir hulle wat sê, ons rykdom lê in ons siele. Ons sin en betekenis lê in ons siele. Die diepte van kerkwees, van omgee en medemenslikheid kom van die siel af. Leer ons wat moet werk in hierdie wêreld om nie meegesleep te raak en weg te raak en te verdwyn en dan te aanvaar, dit is 'n normale lewe en 'n normale gewoonte nie. Daarom Here, U is die teenspraak en die inspraak in hierdie weggoltrein lewe wat ons die westerse beskawing noem. En daarom loof en prys ek U ook vir elkeen wat vanoggend hier is. Selah. Ons sê vanoggend dankie vir 'n wonderlike bazaar. Selah. Dankie hoe U voorsien het. Selah. En Here, nou bid ek vir elkeen van ons se gehoorsaamheid. En nou dat ons weet dat U 3 myl per uur God is, weet ons, U sal geduldig wees met ons, totdat ons reg kry, om weer te beter te Selah, beter tot stilstand te kom, maar ook in my geloof aan U voete te kan deurbring. Selah. Seën ons gemeente en die res van die aktiwiteite en almal wat moeg gewerk is, gaan ons 'n goeie ruskans.
wees met die wat verjaar en geboortedatums en die huwelike herdenk en ook met die in hospitale, die wat hartseer is na die verlies van geliefdes. En ons sê ook dankie vir mense wat by mekaar is en 'n heerlike Sondag kan vier. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.